Broers en susters, baie hartlik welkom by vanmôre se erediens van die NG Gemeente 4 Ankers. U weet nou reeds dat ons op 'n Vrydag 11:00 'n opname maak van die diens en daarmee wil ek dan baie welkom sê vir almal wat vanmôre hier in die kerk is. En dan hierdie diens word Sondag 9:00 op YouTube uitgesaai. Baie hartlik ook welkom vir almal wat dan inkyk by hierdie video van vandag. Ek het net die volgende paar aankondigings wat ek wil maak. Die eerste is dat ons dan nou in Grendeltyd hierdie reëling het. Ons wil probeer om te kyk of ons nie 50 mense op 'n Vrydag in die erediens mag hê. En ek kan vir u sê, daar's daarom nog so 'n bietjie ruimte. U is baie welkom om Vrydag by te woon en dat ons dan kyk of ons 50 mense op 'n Sondag hier in die erediens kan hê. Sodat ons dan bly binne die grendelreëls. U weet ook dat dit nou nie vir ons moontlik is om byvoorbeeld 50 mense in die kerk te hê, 50 in die saal te hê nie, want dan is ons 100 op die terrein en dit oortree dan nou die grendelreëls. So kom ons kyk of dit so kan werk. Ons is in elk geval nou in die wintervakansie. Die Sondagskool het gesluit. Daarmee wil ons nou nie sê dat mense moet wegbly van die kerk as die skool sluit nie. Jy is baie hartlik welkom om te kom. In elk geval is hier baie ruimte in die kerk. U sal niemand bedreig deur hier te wees nie en u sal ook nie bedreig voel nie. U kan regwaar weg en ver van mekaar af sit. Die YouTube en WhatsApp dienste word dan nog steeds uitgesaai. Die kollekte wat ons vandag by die deur opneem word gebruik vir die koskas van die gemeente en ek is op die verkeerde blaai. Dit is vir die fonds vir gemeente uitbreiding. So dit is vir die synode wat ons dit stuur vir gemeentes wat veral dan ook in hierdie tyd swaar kry en sukkel. Die Sondagskool het reeds afgesluit, maar daar is nog aanstaande donderdag 'n meditatiewe diens 5:30 by die kerk. Ons is so 6:00 klaar en daarna gaan ons dan ook dit afsluit vir die skoolvakansie wat dan nou op hande is. Dan wil ek net graag by die lys van voorbidding byvoeg. Betty Du Plessis, tannie Betty, het moontlike beroerte gehad en sy het Vrydag gegaan vir 'n breinscan en ons het nou nog nie die uitslag daarvan nie. En dan is dit vandag Vadersdag en ons het by die deure vir al die pappas Vrydag tydens die opnamediens en dan ook Sondag 'n geskenkie. So ons wil graag vir al die pappas bederf met 'n klein geskenkie en u moet asseblief dan by die deur kry en nie daar sonder huis toe gaan nie. En dan kan ons nou nie soos dit ons gewoonte is saam met mekaar koffie drink of tee na kerk nie. So ons het nou sommer vir u klaar die beskuit in 'n pakkie gesit. So almal, die pappas en die mammas kan vir hulle 'n pakkie beskuit neem en dit dan by die huis gaan geniet en dink daaraan dat ons 'n gemeente is wat vir mekaar ook omgee en dat ons gasvry is met dit wat ons dan nou op die manier wil doen. Ek wil dan sommer graag vanmôre hier bly om ook met die kinders te praat oor Vadersdag. Dit is dan nou vandag Vadersdag. En ek het nogals gedink oor Vadersdag is 'n baie belangrike ding wat ons net nooit mag vergeet nie. En dit is dat ons met mekaar moet praat. 'n Mens dink baie keer dat 'n pa eintlik maar net iemand is wat moet pak gee dalk. Hy moet maar dalk net die kos bring, gaan geld verdien, maar dat ons met mekaar sal praat. En praat het eintlik oor die jare daarom verskriklik baie verander, nie waar nie, net kommunikeer met mekaar. En ek het nou vanmôre hier 'n paar dinge waarmee ons nou gekommunikeer het tot hier toe. Van die oudste wat ons nou het, en ek wonder as 'n mens nou vir die kinders vra wat se prentjie is op hierdie koevert geplak of hulle sal weet dat dit 'n posseël is. Ons moes omtrent soek in die huis en in die kantoor om 'n koevert te kry waarop daar nog 'n posseël is. So min gebruik ons dit deesdae om 'n brief te pos. Ons gaan poskantoor toe en dan het ons hierdie stempeltjie wat hulle opsit om dan nou te sê, maar hierdie mag ons dan nou gebruik. Wat ons nou eerder deesdae het, is dat ons al hierdie elektroniese media gebruik. Laat ek net eers al die geskenkies ook hier wegvat. Dat ons al die elektroniese media gebruik
Ons het rekenaars waarop ons dan nou op die internet gaan en mekaar kan praat, en ons het tablets. Toe ek baie klein was 'n tablet iets wat die dokter vir jou gegee het en wat jy moes insluk. Nou deesdae kan jy nou nie meer dit nie, né? Dit was in die ou dae gewees. Ons het selfone, elkeen van ons het een in ons sak en die kinders is baie meer bedrewe ook om met 'n selfoon te kan werk. En dit is ook 'n telefoon wat nou nog moes ingeprop gewees het om te werk. En ek dink as 'n mens vandag vir die kinders 'n telefoon gee van daai wat jy jou vinger indruk en jy hom so moes draai, dan sal hulle nou glad nie geweet het hoe so iets werk nie. Maar daar was ander maniere van kommunikeer ook toe ek nou klein was. Ons het sulke lekkertjies gekry, hulle het nie presies so gelyk nie, maar baie dieselfde as dit. En dan het hy 'n boodskapie opgehad, soos hierdie enetjie, wat so in die vorm van 'n hartjie is, het ons hulle ook gekry, in die vorm van 'n hartjie, of in die vorm van 'n diamantjie, of 'n klawertjie. Dit was al die kaart, simbooltjies, was nou die lekkertjies daarop gewees, en dan het daar 'n boodskapie opgestaan, in rooi lettertjies gedruk. Maar omdat hulle nou so in die bottel was, wanneer jy hulle nou daar uithaal, is die rooi lettertjies vol poeier gewees. En ek wonder of jy almal kan onthou, as jy nou so lekkertjie gekry het, dan moes jy hom eers nat lek, en dan nou kyk, wat daar geskrywe staan. En ek onthou 'n snaakse insident op skool, want dan het jy nou die boodskapie daarop gekyk, en dan vat jy die, en dan gee jy dit nou vir iemand. So dis 'n vorm van kommunikeer. So jy gee dit vir iemand, en dan moes die persoon dan nou lek en kyk, en dan nou daarop antwoord. En in die skool was daar 'n ouetjie gewees wat sy oog gehad het op 'n meisie, en hy het 'n lekkertjie gesoek en nou gekyk, en daar sou het opgestaan, ek het jou lief. En sy het die lekkertjie gekry en eintlik so half van ongemaklike vermoede gehad van wat dit kan wees, en sy het hom gekry en opgeëet. Want toe sy nou nie nodig gehad om daarop te reageer nie. Die ou was maar 'n klein bietjie afgehaal gewees. So daar's verskillende maniere waarop 'n mens kan kommunikeer, en oor al die jare, al hierdie metodes was baie belangrik gewees. Maar ek dink op Vadersdag word ons daarin herinner dat die heel belangrikste manier om te kommunikeer, om met mekaar te praat, is eintlik maar om met mekaar te praat, om by mekaar te wees, om tyd met mekaar deur te bring. En as ons so met mekaar saam is, dat ons dan mekaar sal leer ken en mekaar sal vertrou, en dat ons dan sal weet, maar as ek in die moeilikheid is, waarheen om te gaan. Of as ek gelukkig is, met wie sal ek dit deel? En dis natuurlik baie waar ook van ons verhouding met die Here, dat ons eintlik in ons verhouding met die Here ook baie tyd met hom sal spandeer, veral in die goeie tye, né? Sodat ek dan sal weet, as dit met my sleg gaan, dat ek dan ook my hart met die Here kan deel. Dat ek dan dit ook dan vir hom kan gaan vertel van dit wat hier binne in my aan die gang is. So my verhouding met die Hemelse Vader moet ek baie fokus op kommunikasie. En vir ons is dit Bybel lees en bid en kerk toe gaan, sommer net elke dag luister na wat die Heilige Gees ook vir ons sê. Mag ons regtig waar dit met die Here doen. Maar hier's nou die belangrike punt op Vadersdag, dat ons dit ook op Vadersdag met mekaar sal doen. En om almal nou daaraan te herinner, wil ek baie graag 'n liedjie speel van 'n pa en seun wat saam sing. Nou die pa is baie bekend, dit is Andrea Bocelli, wat die liedjie sing, en vir die oomblik het ek sy seun se naam vergeet, maar dit is so belangrik, u gaan hom hoor sing ook. En die seun sing in Engels, en dan sing Andrea in Italiaans of Latyns, weet ek nie mooi nie, en ek het vir u die woorde dan nou wat dit is die seun wat sê, ek is in hierdie lewe, en ek weet nie altyd waarheen om te gaan nie, en ek het al hierdie vrae, en die pa wat dan antwoord, soon you will find what your heart wants to know. Don't give up hope, for I know you are close. And all you have ever dreamed, wished you could ever be, is waiting to find you wherever you go. Believe in yourself every step that you take. Know I am smiling with pride every day. My love will forever be stronger than stone. Don't be afraid, you are never alone. Fall on me. En dit is vir my regtig ware aangrypende lied,
waar 'n seun sê die lewe is maar vol uitdagings en die pa wat sê maar steun op my, leun op my. En mag ons dan nou so op ons hemelse Vader steun, maar mag ons as aardse paas so 'n verhouding hê met ons kinders, as aardse kinders so 'n verhouding met ons paas hê, dat ons mag weet in die swaar en die moeilike tye, pa is sommer net hier by my. Kom ons luister na hierdie baie mooi lied. Come down in circles and God made a love, but I don't know what's right for me. I cannot see straight. I've been here too long and I don't wanna wait for it. Fly like a cannonball straight to my soul. Tear me to pieces and make me feel whole. I'm willing to fight for it and carry this weight, but with every step I keep questioning what is true. Fall on me with open arms. Fall on me from where you are. Fall on me with all your light, with all your light, with all your light. Resta una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito. Sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai. I close my eyes and I'm seeing you everywhere. I step outside, it's like I'm bringing you in the air. I can feel you're there. Fall on me, ascoltami. Fall on me, abbracciami. Fall on me with all your light, with all your light, with all your light. In die amptelike video van die lied sal u onthou, Andrea Bocelli is ook blind. En is dit 'n wederwysige steun op mekaar. Die seun wat sy pa bring tot by die klavier, en Andrea wat dan sing ook, as ek my oë toemaak, voel ek jou orals by my. Hy's blind, so die steun wat hy op sy seun ook het. Dit bly vir my 'n aangrypende lied, die wederkerigheid van ons verhoudinge, pa en kind, en dat ons net so afhanklik ook van die Here is. Mag die Here u seën op hierdie Vadersdag in u verhouding en u liefde ook vir die hemelse Vader wat hier by ons is.
Dit is nou ook nou wel Vadersdag, maar ons het daarom ook aan die moeders gedink, deur vir hulle daarom, jy het gesien, sy naam is Matteo, of Matteus dan nou in sy Afrikaans was. Matteo is daarom ook vir die dames 'n mooi man gewees om na te kyk. Ons begin hierdie diens en sit dit voort, ons sluit dit ook af in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, mag dit vir u 'n geseënde dag wees in die naam van die Vader en omdat u ken vir Jesus Christus, die Here ons Verlosser, en ook deur die Heilige Gees wat hier by ons is en daar waar u ook na hierdie video kyk. Amen. Kom ons sing met mekaar saam 'n baie opgewekte, 'n vrolike Psalm 146. Psalm 146 en ons sing daarvan die eerste en die laaste vers. Prys die Here, loof en prys hom, ek wil God se lof besing. Hy is magtig, loof en prys hom. Ek wil hom my loflied bring en solank ek leef hom eer. Psalm 146, kom ons sing die eerste en die laaste vers met mekaar hartlik saam. In Romeine 13 skrywe Paulus vir die gemeente in Rome, maar ook vir die kerk. Vir ons sê hy, julle moet niemand iets skuld nie, behalwe om mekaar lief te hê. Want wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, nie moord pleeg nie, nie steel nie, nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word mos in hierdie een gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen nie die naaste kwaad aan nie, en daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet van God. En dis alles nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is alreeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof gekom het. Die nag is byna verby, dis amper dag. Laat ons dan ophou met die dinge van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe soos wat dit in die daglig hoort. Daar moenie van 'n drinkery en 'n uitspattigheid, tekens van ontug en onsedelikheid, rusie en jaloesie by julle wees nie. Julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie heeltyd daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. Elkeen van ons, soos wat ons hier staan en sit, weet dat ons in hierdie week wat verby is, weer die Here se wet, sy woord oortree het, en dat ons hier weer met skuld voor hom is. Kom ons bely dan en vra dat die Here ons sondes sal vergewe, en ons sing lied nommer 396,
En ons sing net die eerste vers, om daarmee dan vir hom te vra dat hy ons skuld sal vergewe. Ons weet dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, dat hy daar vir ons sonde gehang het. Kom ons bely dan nou ons skuld, ons sonde voor hom, en ons vra dat die Here ons sonde sal vergewe. As ons met 'n ware berou, met opregte geloof na God toe vlug en ons sondigheid met hom gaan deel en daarom bid en vra vir vergifnis, dan beloof die Here vir ons in sy woord. Hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons al ons skuld en al ons sondes. Hy dink nie eens weer daaraan nie. Mag ons dan ook nooit weer daaraan dink om dit te doen nie. Mag ons dan voluit gaan lewe tot God se eer, want broer en suster, dit is waar die vreugde van die lewe lê. Dat ons kinders van die Here mag wees, dat hy ons Vader is, en dat ons 'n verhouding met hom mag lewe, waarin ons nie heeltyd jammer is, skuldig voel, vergifnis moet bid en vra nie, maar dat ons saam met hom sal lewe. Kom ons bid en vra dan dat die Here ons so sal help, dat ons voluit tot sy eer sal lewe, met hierdie wonderlike, heerlike vergifnis, dit wat hy nou vir elkeen van ons ook gee. En kom ons sing dit dan uit, liednommer 396, die 4de vers. Dis ons belydenis, dat ons hom met vreugde wil gaan dien. 396 vers 4. Ons bid nou saam en vra dat die Here ons sal seën as ons uit die Bybel uit lees, dat ons regtig waar sy stem sal hoor en nie sal hoor wat iemand anders of dalk onsself maar net wil hoor nie. Kom ons bid. Here, baie baie dankie dat ons vandag hier in die kerk bymekaar kan wees te midde van moeilike omstandighede, uiters beproewend reg deur die wêreld. En ook met die nuwe grendelreëls, dat ons eintlik nie in groot groepe bymekaar mag kom nie, maar soos vandag hier in 'n kleiner groepie. Ons verlang eintlik na mekaar, ons verlang na die groot samekoms van u kerk en gemeente, die saam wees, die koffie en tee drink en saam kuier en net met mekaar te deel dit wat gebeur in ons lewens. Ons mis dit. En ons wil vra, Here, dat u vir ons sal seën en sal help, dat ons in hierdie tyd, terwyl ons nie so by mekaar kan wees nie, dat ons nie sal afkoel in ons liefde vir mekaar nie, maar dat ons regtig waar nou nog meer vir mekaar sal omgee, des te meer, hoe meer ons hoor van mense wat geraak word deur hierdie virus, sommer naby aan ons, mense wat siek word, mense wat ongesteld is, mense wat familie, vriende aan die dood moes afstaan as gevolg van hierdie griepvirus. Ons vra, Here, dat u vir ons regtig waar sal naby wees in ons bang wees hiervoor, maar ook, Here, in ons dag vir dag se lewe. As ons dan tussen mekaar is, dat ons dan mekaar ook so sal versorg en lief hê, dat ons nie die virus sal ronddra en mekaar sal aansteek op 'n manier nie. Help vir ons om
toegewyd te wees aan ook dit wat U plan en U wil vir ons lewens is. Ons wil vra, Vader, dat U vir ons sal help, dat ons mooi sal luister na wat U vir ons wil sê ook. Want dit is nou ongelukkig so dat ons baie keer ook maar net wil hoor wat ons self wil hoor. Of dalk is dit so dat die dominee dalk maar dit wat hy graag wil laat hoor, 'n bietjie van die kansel af kan sê. En daarom wil ons vra, Here, hier is ons by mekaar as medemense. Met al die stikkendheid, al het ons nou ons sondes bely ook voor U, met al die gebreektheid, ook maar in ons eie harte en lewens. En ons wil dan vra dat U vandag hier by ons sal wees, as ons uit die Bybel uit lees, dat ons regtig waar sal hoor wat U vir 4 ankers wil sê. Want hier lees ons uit 'n brief wat aanvanklik geskrywe is vir 'n gemeente in Griekeland, in Korinte. Maar Here, ons is in Sasolburg en ons leef in 2021 onder omstandighede wat eintlik vir ons bitter vreemd is. Help ons dan dat ons U Heilige Gees sal hoor en dat ons U stem sal hoor in ons eie hart en lewe, dat dit nie nodig sal wees vir iemand anders om hierdie teks te kom toepas in ons lewe nie, maar dat ons sal hoor wat U wil sê. Kom pas U dit deur die Heilige Gees in ons lewens, elkeen van ons toe. In Jesus se naam bid ons daarvoor. Amen. Kom ons lees met mekaar saam, broer en suster, uit 1 Korintiërs uit, 'n brief wat Paulus geskryf het vir die gemeente daar in Korinte, en is eintlik 'n baie bekende teksgedeelte. Die hoofstuk na hoofstuk 12 is nog meer bekend, naamlik die hoofstuk oor die liefde. En Paulus skrywe dan vir hierdie gemeente in Korinte, omdat daar bepaalde probleme was in die kerk. Hulle het 'n paar uitdagings gehad en toe skrywe hulle vir hom 'n brief en toe sê hulle, jong, hiermee sukkel ons nou. En hulle stuur dit vir hom aan en hierdie brief is dan nou eintlik sy antwoord op 'n klompie van die vrae wat hulle vir hom gevra het. So as ons begin lees het by hoofstuk 12 vers 1, sê hy dan, wat die gawes van die Gees betref, broers en susters, wil ek hê dat julle ingelig moet wees. Met ander woorde, dit was een van die vrae wat hulle hom gevra het, oor hoe werk die Gees, die gawes van die Gees. Ons slaan daar eerste stukkie oor, u moet dit gerus gaan lees ook na kerk vandag, en dan skrywe Paulus in vers 12, net soos die liggaam 'n eenheid is met baie lede, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou 'n Jood of 'n Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid uit nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nou nie 'n hand is nie, is ek nie deel van die liggaam nie, hou hy nie op om 'n deel van die liggaam te wees nie. En as die oor sou sê, nou omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie 'n deel van die liggaam nie, dan hou hy om die rede eweneens nie op om 'n deel van die liggaam te wees nie. As die hele liggaam net 'n oog was, hoe sou hy kon hoor? As die hele liggaam 'n oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar daar is net een liggaam. Die oog kan daarom nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. En die kop kan nie vir die voete sê, ek het nie julle nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. En die wat ons minder fatsoenlik beskou, klee ons met groter sorg. So word die onbetaamlike dele met groter betaamlikheid geklee, terwyl die betaamlike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar sal dra. As een lid ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam daaroor bly. Julle
is die liggaam van Christus. En afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. En in die kerk is daar mense aan wie God 'n bepaalde taak gegee het. Daar is apostels, profete, leraars, en verder is daar die wat wonderdade kan doen, dan die wat genadegawes ontvang het om mense gesond te maak, om hulp te verleen, om leiding te gee, om ongewone tale of klanke te gebruik. Is almal miskien apostels, is almal dalk profete, is almal leraars, kan almal miskien wonderwerke doen, het almal die genadegawes om mense gesond te maak, gebruik almal miskien ongewone tale, klanke, kan almal dit dalk uitlê. En eintlik veronderstel Paulus met elkeen van hierdie vrae wat hy so vra, dat ons sal sê, nee, dit is nie so nie, almal kan dit nie doen nie. En dan sê hy, vers 31, nou toe, lê julle dan toe op die beste genadegawes. 1 Korintiërs 13, nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. En dan sê hy, die gawe wat almal van ons moet hê as kinders van die Here, is dat ons mekaar moet lief hê. Daar staan in vers 13, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry is. Ons is almal van die een gees deurdrenk. Omdat ons deel van die kerk is, het ons ook die gees ontvang wat in die kerk ingekom het. En dan sê hy ook daar, God het, vers 18, God het die lede van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wil hê. God het die liggaam gebou. God is 'n liggaamsbouer. Hy het hierdie liggaam gebou, soos hy dit wou hê. Wêreldwyd is dit 'n nuusdekking. Dit gons op elke nuuskanaal. Staatshoofde wat moet planne beraam, parlemente wat moet sit, mense wat moet planne maak en dit dan aankondig, nuuskonferensies, en ook ons eie liewe staatspresident wat nou meer gereeld die volk toespreek, elke dan en wan op TV-kanale. Het is eintlik ongehoord, dat reg deur die wêreld so iets gebeur. Almal praat oor dieselfde saak. Watter staatshoof dit ook al is, hulle praat oor dieselfde saak, en die saak waaroor dit gaan is jou en my gesondheid. Ons welsyn. Hulle het natuurlik almal ander planne en verskillende maniere van aanpak, en baie van ons stem saam met wat hulle doen, en ander stem glad nie saam met hulle nie, kontroversieel, maar dit gaan oor ons gesondheid. Maskers dra, hande was, afstande hou met mekaar, as jy bietjie siek voel, bly by die huis, kwarantyne vir 10 dae, en wat nog meer. Dis min of meer waaroor dit gaan. Maar hierdie teks wat ons nou gelees het, gaan eintlik ook hieroor. Paulus wat kom ons sê dan nou maar, sy nuuskonferensie hou vir die gemeente in Korinte. Hy kon nou nie gegaan het om hierdie boodskap op die TV uit te saai nie, maar Paulus wat dan nou vir hulle 'n brief skrywe en sê, hier is dan nou my nuusflits vir julle. Dit gaan oor die gesondheid van die liggaam van Jesus Christus. Hou jou lyf gesond, hoor ons deesdae op die nuus. Paulus sê, hou die lyf van Christus in hierdie wêreld gesond. Jy sien, hy gebruik die beeld van 'n liggaam, 'n lyf, wanneer hy praat oor die kerk. Al die verskillende gelowiges, verskillende mense wat dan nou in Jesus glo, is saamgegroepeer, saamgebind in 'n liggaam, en dis ook hoekom ons tot vandag toe nog praat van die ledemate van die kerk. Ons het dit nou net vinniger sê, ons die lidmate van die kerk. Om 'n lidmaat van die kerk te wees, beteken dat ek 'n ledemaat is van die liggaam van Christus. En in hierdie lyf van Christus, die kerk, die lyf van Christus vandag, is nog steeds met dieselfde werk besig as wat, met respek gesê, die lyf van Jesus mee besig was 2000 jaar gelede, toe hierdie lyf fisies op hierdie aarde was. En wat het Jesus gedoen met sy liggaam? Hy het gegaan en hy het rondgegaan en God geprys. Dis wat die kerk, Jesus se liggaam nou nog moet doen. Hy het rondgegaan en vir mense die waarheid van God se liefde vertel. Dis wat die liggaam van Jesus nou nog moet doen.
Hy het rondgegaan en by mense gestop wat seer is, siek is, honger is. En hy het gestop en aan hulle geraak en vir hulle gedien en hoop gebring. Dit is waarmee die liggaam van Jesus nou nog mee besig moet wees. Dat ons 'n herstelde verhouding sal hê met God en dat ons dan ledemate sal word van die liggaam van Jesus en dat ons dan hierdie werk wat hy begin het in die wêreld doodgewoon net sal voortsit, waar ek ook al kom. In Korinthe het daar egter in hierdie liggaam van Jesus 'n virus gekom, as ons dan nou hierdie taal wil gebruik. Daar het 'n siekte uitgebars in die liggaam van Jesus in Korinthe. 'n Siekte wat gedreig het om hierdie liggaam nie net in die intensiewe sorgeenheid op 'n respirator te laat beland nie, maar dit het gedreig om hierdie liggaam in stukke te skeur. Dat daar hierdie kant 'n hand en 'n arm lê, daar 'n voet, 'n been, 'n oog, 'n kop en die stukke wat nie meer bymekaar is nie. 'n Ramp wat die kerk sou tref. En die siekte was dat hulle destyds so op hulle self gefokus was. So op hulle eie behoeftes, so op hulle eie belange. Elkeen wou 'n superster wees. Ek is so spesiaal, ek het God se gees in my ontvang, dit maak van my 'n superheld, dit maak van my 'n ster, die kollig moet tog op my skyn. Kyk, God se gees is hier in my. Die wonderlike bydra wat ek dan hier kan lewer, julle moet almal vir my daarvoor eer en erkenning gee. En so het hulle begin tou trek oor wie dan nou die heel belangrikste in die kerk is. En uiteindelik sou dit die liggaam in stukke skeur en sou dit die einde van daardie gemeente gewees het. As teenvoeter vir hierdie gebreekte liggaam skrywe die Here dan deur sy knegt Paulus vir hulle 'n paar liggaamsoefeninge voor. Hy sê, ek het die lyf aan mekaar gesit, nou moet julle 'n bietjie gaan bodybuilding doen. Hier is my paar reëls by die gym. Julle moet nou by die gym uitkom. Julle moet hierdie liggaam 'n bietjie gaan oefen. Want die eerste ding wat hy wil sê is, die Heilige Gees het nie op julle as individue gekom nie. Die Heilige Gees het in die hele gemeente gekom. Dit het ons gelees al daar by vers 13. Omdat ons een liggaam geword het die Heilige Gees ons kom deurdrenk. Hier is die aardse liggaam van Jesus, in hierdie hele liggaam is sy gees. En hier is die fisiese liggaam van Jesus 2000 jaar gelede, hier is die liggaam en daar is sy gees binne-in. Hier is die huidige liggaam van Jesus, wat dan nou 'n verskeidenheid van mense is, en die Heilige Gees is in hierdie liggaam, en daarmee dan ook in die individue, wat deel is van hierdie liggaam. En dan sê hy, nou moet hierdie liggaam bietjie by die gimnasium uitkom, en 'n bietjie gaan oefen. En hy het net twee dinge wat hy in hierdie paragraaf wat ons gelees het voorskryf, wat ons moet onthou, om uit te kom by die liggaamsoefeninge van geesvervuldheid. U weet dat ons in hierdie kwartaal met mekaar gepraat het oor die Heilige Gees, en hoe ek meer geesvervuld kan wees. En as dit jou behoefte is, elkeen van ons, dat ek meer met die Gees vervul kan wees, hoe doen ek dit? Dis die eerste ding wat van hierdie oefening, van meer vervuld met die Gees wees, sê Paulus, neem kennis, elkeen soos ons hier sit en staan, het 'n gawe van die Gees gekry. Party het meer gawes gekry, ander het minder gawes gekry, maar elkeen het die Gees gekry en het 'n gawe, 'n spesiale gawe gekry, 'n spesiale geskenk gekry. En die doel wat die Gees van God daarmee gehad het, dat ons elkeen hierdie spesiale geskenk gekry het, was nie om vir jou dan nou op 'n verhoogie te sit nie, maar om vir jou dan uit te stuur, om te gaan bedien en te gaan versorg, om jou toe te rus, sodat jy kan saam deelneem met die res, om God te eer, God te prys, om mekaar te bedien, om mekaar te versorg. Jy kan een gawe hê of meer, dis soos God wil. En party gawes is buitengewone gawes, maar die meeste van hulle is hierdie doodgewone gawes, waarvan die meeste van ons sommer ook al met baie geseën is.
om te kan dien, om te kan help, om te kan ondersteun, om te kan troos, om te kan bemoedig. Dis die gawes wat God gegee het. Die grootste van hierdie gawes, sê hy in 1 Korintiërs 13, om iemand te kan lief hê. En om iemand te kan lief hê, sal u self weet, dan moet ek so klein bietjie aan myself sterwe en die ander een se belange en behoeftes begin raak sien en myself in hierdie mens se lewe te kan inleef, sodat ek regtig waar kan omgee en kan lief hê. Nie op 'n neerhalende manier nie, maar op 'n ondersteunende manier te kan lief hê. Die swaartepunt van die lyste wat Paulus opstel, daar's ook 2 ander plekke waar hy 'n lys het. Efesiërs 4 het hy nog so 'n lys met gawes. Romeine 12 het hy nog so 'n lys met gawes. En selfs Petrus in 1 Petrus 4 het ook so 'n lys van gawes. En u kan na al daardie lyste gaan kyk. Die eerste belangrike ding is om te sien, dit verskil by gemeente tot gemeente. En daar's ook baie raakvlakke. En die grootste raakvlak is dat eintlik die grootste, die meeste gawes waaroor hy praat, die algemene goed is. Dis nie die buitengewone spesiale goed nie. Dit is maar die gewone dinge waarmee ons met mekaar en in die wêreld vir mekaar kan lief hê, versorg, mekaar kan ondersteun en daar wees vir mekaar. Niemand is gekant teen die belangrike gawes nie. Daar is dinge wat besonders is, soos wat hy hulle hier opnoem, apostels, wonderwerke, genadegawes om mekaar gesond te maak, getale, klanke, profesie, dit maak nou nie saak, niemand is daar teen nie, maar Paulus sê, oppas tog maar vir hulle, want hulle maak dat mense baie keer bietjie braggerig begin raak, bietjie selfgesentreerd raak, bietjie begin dink, dat ek eintlik 'n baie groot waarde het, terwyl ek eintlik niks is nie. Ek is net 'n ledemaat van die liggaam van Christus en dit wat ek het ek eintlik ontvang, waarom? Nie vir myself nie, maar om iemand anders te gaan bedien, iemand anders te gaan versorg. So in die bouprogram van die liggaam van Jesus, sê die Here, gaan kyk bietjie na jouself. Jy het gawes ontvang. En as jy regtig waar geesvervuld wil lewe elke dag, dan gaan dit daaroor dat jy hierdie gawes moet gebruik, nie vir jouself nie, maar vir die mense wat saam met jou ledemate is van hierdie liggaam van Jesus. Die tweede deel van die Heilige Gees se gym-program is dat ons daarom die nie moet aandag gee aan individue en hulle spesiale gawes nie, maar aan die hele kerk. Hy sê mos, omdat ons deel is van die kerk, is ons deur die Gees deurdrenk. Daarom moet ek nie glo dat hy net in my lewe werk, en dat hy in my lewe kan werk, daar in my klein hoekie, en daar in jou lewe kan werk, in jou klein hoekie nie, maar dat die Gees daar werk, waar gelowiges by mekaar uitkom. Ek is van my bekering af, van die dag dat ek tot geloof gekom het, deel van God se liggaam, sy kerk in hierdie wêreld. As ek dus met ander woorde die begeerte het om meer geesvervuld te wees, dan gaan ek dit nie kry deur meer Bybel te lees, meer te bid, meer myself te kastei daar waar ek as individu besig is met my Vader nie, maar kan ek die Heilige Gees al hoe meer, al hoe beter ontvang, daar waar ek met God, ons Vader besig is, saam met die hele gemeente, vir hom dit vra, dat ek kan deel wees van hierdie gesonde gemeente, waar ek dan inpas, en ek hierdie gawes kan gebruik in die kerk van Jesus. Die kerk van Jesus kan nie geesvervuld wees, elkene, jy in jou hoekie, en ek in myne nie. Jy sien dus die verwoestende krag van grendelreëls, die verwoestende krag van COVID-19 en kerke wat sluit, is nie die feit dat fisies die voordeur van ons kerk gesluit is en niemand daar kan inkom nie. Die verwoestende mag van hierdie pandemie is dat ons dit hoor, dat dit veilig is om mense op 'n afstand te hou. En dit is sekerlik, wanneer dit nou gaan oor die verspreiding van die virus. Maar dat ek dan sal begin dink, daarmee lê my heil dan op my eie. Iewers waar ek myself kan afsluit en geestelik probeer om te groei. Fisies, die kerkdeure wat sluit, is nie so gevaarlik as wat ek my hartsdeure begin sluit vir die mense om my nie. Want geesvervuldheid gaan nie oor my nie.
Dit gaan oor die liggaam waarvan ek 'n ledemaat is, sodat ek dan daar kan wees waar my broers en susters is, en dat ons daar dan nuwe maniere vind. Het sy deur dit dan nou is elektronies, het sy dit is om vir mekaar te waai langs die pad, het sy dit is om 'n brief in jou posbus te gooi, 'n geskryfde lekkertjie, of wat 'n manier van kommunikeer ook al. Dit gaan daaroor dat ons op 'n manier verhoudinge met mekaar sal behou, dat ek nie maar net sal sê, o, dis nou sleg, nou is die kerk weer toe, maar dat ek sal vra, hoe kan ek uitreik, hoe kan ek mense bereik wat ek in die verlede nooit kon bereik het nie. Skielik is dit mense sommer hier reg om my, dat ek dan sal vra, Here, wat se gawes het U my gegee om U koninkryk te bedien en versorg net hier. Die kerk se deur is gesluit, maar die kerk kan nie elkeen in sy hoekie gaan homself in kwarantyne gaan plaas nie. Ons het mekaar nodig. En as dit nie dan hier in die kerk, in die erediens kan wees nie, is dit dalk deel van hierdie jaarlange plan van die Here om dan te sê, maar om 'n gemeenskap van gelowiges te wees, beteken nie om Sondag vir 'n uur by mekaar te kom en dan uit mekaar uit te spat nie. Om 'n gemeenskap van die gelowiges te wees, beteken veel meer. Dat ons mekaar sal raak sien, mekaar se nood sal raak sien, dat ons op ander maniere dan vir mekaar sal begin omgee, vir mekaar sal lief hê, sal toelaat dat die Heilige Gees my vervul, en dat ek hierdie vervulling met die Gees dan sal uitkanaliseer na die res van die wêreld hier om my. Mag ons dan daardeur die werk van die Heilige Gees in hierdie grendeltyd nie van mekaar losraak nie. Mag ons nie vir mekaar prys gee nie. Mag ons nie van mekaar vergeet nie. Mag ek nie tevrede raak daarmee om maar net elektronies versorg te word. Ek in my hoekie en jy in jou hoekie nie. 4 ankers mag nie in die intensiewe sorgeenheid beland, omdat mense dieselfde dinge gedoen het op ons eie manier as hier in 1 Korintiërs 12 nie. Mag ons regtig waar vir mekaar lief wees en omgee. Daar gaan so baie mooi goed nog in ons kerk en gemeente en gemeenskap aan. Ons is nog ver van 'n respirator af, maar mag die Here ons help dat ons geesvervuldes mag wees, en wat hierdie geesvervulling, hierdie gawes van God se Gees, dat ons dit so sal gebruik, dat God se naam geëer mag word, selfs in die tyd van grendels. Amen. Here, ons is baie hartseer oor die kerkdeure, wat nie toe is nie, maar wat baie beperk word nou in hierdie tyd. Ons is seer oor ons groot byeenkomste. As dit nou 'n gewone jaar was, het ons met Vadersdag heel lekker saam in die kerksaal gekuier en koffie gedrink, mekaar weer kon uitvra oor hoe dit gaan. Ag Here, help vir ons dat ons weer opnuut bewus mag word van die geskenke, die gawes wat U vir elkeen van ons gegee het, en dat ons dit so sal kan gebruik, dat U naam geëer kan word in die manier waarop ons nou in hierdie moeilike tyd vir mekaar liefhet en vir mekaar ook versorg. Kom asseblief, Here Jesus, en help vir ons dat ons met liefde vir mekaar daar sal wees, dat ons nie nou die kansie sal gebruik om weg te kruip of weg te glip nie, maar dat ons regtig waar voluit tot U eer sal lewe. Mag U genade en U liefde so in ons invloei, en dat ons dit ook weer met ander sal deel, hierdie liefde wat U vir ons het. Mag ons die warmte daarvan uitstraal aan die mense om ons, in die koue van vrees en angs oor hierdie siekte wat verwoesting saai. Mag die kerk van Jesus Christus hoop bring. Amen. Kom ons sluit af, broer en suster, oor die taak, die roeping van die kerk, en ons sing lied nummer 489, vers 3 gaan ons net sing. Nou daar gebruik ons 'n klein bietjie, maar groot kerkwoorde, godvrugtigheid, is maar doodgewoon net om die vrugte te dra wat pas by iemand wat sê dat hy een van God se kinders is. Beoefen hierdie vrugte dra, wees jou medemens altyd tot 'n voorbeeld in jou lewenswandel. Jy moet uit liefde teenoor God, in opdrag van die groot gebod, uit liefde tot die naaste handel.
God staan met u gees ons by, sodat u liefde in ons bly. Veral hierdie laaste 2 sinnetjies, vir die laaste 2 reëls, die laaste sinnetjie, is baie belangrik in hierdie uitdagende tyd waarin ons nou leef. God staan met u gees ons by, sodat u liefde in ons bly, dat ons mekaar sal kan lief hê en ondersteun en ook die verskil maak in die wêreld wat die Here van ons vra. Lied nommer 489, ons antwoord op die Here se woord met hierdie gebed in vers 3. Broer en suster, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die teenwoordigheid van die Heilige Gees by u wees en by u bly, totdat Jesus Christus weer terugkom. Amen.